verlos ons van die bose. Matteus 6 verse 12 en 13 sê, en vergeef ons skulde, soos ons ook hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Agter ons sonde staan versoekings, en agter ons versoekings staan die versoeker, die bose. As Jesus sê, verlos ons van die bose, kan dit grammatikaal twee dinge beteken, naamlik die volgende. Dit kan beteken, verlos ons van die boosheid in die wêreld. Die meeste ellende word aangerig deur bose sisteme, onderdrukkende politieke stelsels, ekonomiese uitbuiting, goddelose wette, oorlog en misdaad. God wil ons gebruik om die wêreld hiervan te verlos. Dit kan ook beteken, verlos ons van die bose, die duiwel. Die bose verteenwoordig en verpersoonlik algemene boosheid, maar is ook 'n persoon, 'n geestelike individu, Satan. Hom moet ons teëstaan en van hom moet God ons verlos. Ons kan nog een versigtig byvoeg, verlos ons van enige kwaad in ons. Alhoewel ons aan Jesus behoort, val ons soms steeds voor versoeking, ons sondig of gee die vyand vatkans. Ja, verlos ons, Here. Kom ons bid saam. Genadige God, verlos my van die bose, maar verlos my ook van sonde, van die wêreld, van myself, in Jesus naam. Maak my sterk om boosheid in elkeen van hierdie dinge te weerstaan. Amen. Die Here seën jou.